Hoe moet ons as Christene dink oor die gesin? Is dit reg wanneer die Bybel vir ons sê dat die Here man en vrou geskape het? Of moet ons anders daaroor dink dat die geslagtelike verskille wat daar is, dat dit alles eintlik maar irrelevant is en dat daar nie verskillende rolle is vir man en vroue nie, en dat dit ook omgekeer kan word nes ons wil? Moet ons die onderskeid tussen man en vrou heeltemal uitwis en dan per implikasie dan selfs die kry van kinders eerder skuif na fabrieke toe, sodat die individue heeltemal gelyk kan funksioneer. Nou dit kan vir 'n mens belaglik klink, maar dit is wat Aldous Huxley in die 1930s het hy dit in sy boek met die titel Brave New World het hy daaroor geskryf. En toe het hy so 30 jaar later het hy die boek opgedateer en toe was hy geskok. Hy het gesê dit was vir hom skokkend om te sien hoe baie van die idees wat hy neergepen het eintlik in vervulling gegaan het. En hy het dit eintlik geskryf om die mensdom te waarsku waar dit kan opeindig. En vandag sien ons dat daar navorsing gedoen word om sulke tipe kunsmatige baarmoeders mee vorendag te kom sodat die LGBT paartjies dan ook kinders kan hê wat dan ook hulle genetika sal kan bevat. Of moet ons kyk na hoe dit in die ou Oosbloklande, hierso is 'n plakkaat nou van die Duitse Demokratiese Republiek van so 'n hele paar dekades gelede, en wat hulle hierso uitbeeld is dat die manne en die vroue is heeltemal gelyk. Vroue kan ook handearbeid doen, en vandag is ons by die punt waar vroue dan ook soldate kan wees. Is dit waarna toe ons moet strewe, om die verskille tussen man en vroue en die verskillende rolle wat daar is, heeltemal uit te wis? Of moet ons kyk daarna om die gesin te herdefinieer en te kan sê, nee, maar 'n gesin kan uit 2 ma's uit bestaan en 'n aangenome kind? Of ons kan sê, nee, dit moet 2 manne wees en 'n aangenome kind. Nou dit kan vir ons miskien belaglik klink, maar hierdie 2 boeke is beskikbaar by Amazon, en dit is ook nie so ver weg van ons af dat dit nou oor see is wat hierdie dinge gebeur nie. Hierdie foto is in 2015 geneem, en dit het in die NG Kerk se kerkbode verskyn, en dit beeld vir ons uit waar Elmarie Derksen in die kerk, NG Kerk, die baba wat hulle aangeneem het, van Liesel en Erna van der Westhuizen doop. So dit is nou vandag reeds hierso met ons. Of moet ons die Bybelse definisie nog verder aanpas in terme van die geslagte, dat ons nie net van 2 geslagte praat nie, maar dat ons van 70 plus geslagte praat, soos wat die LGBT en die woke, die deesdae woke mense vir ons vertel, dat daar meer as 70 verskillende tipe geslagte is. Nou hierdie vraag wat ons gevra het eintlik alles te doen met die eenheid en die veelheid. So op die einde gaan dit daaroor dat die individu kan self besluit waar hy inpas, en dat dit eintlik maar net die individu is wat relevant is, en alle verskille, of dit nou etniese verskille is en of dit geslagtelike verskille is, al daai dinge is eintlik maar irrelevant. En jy kan self besluit wie en wat jy wil wees. Die verskille wat daar is nie, dit maak nie saak nie. En wat se implikasies het dit vir ons dan in terme van om kerk te wees en hoe die samelewing ingerig moet word? Nou, ons het gedink om die 15de Maart 'n seminaar te hou met die tema die eenheid en die veelheid, en ons gaan 4 verskillende sprekers daar hê. Die eerste spreker gaan Morney Diedriks wees, en hy gaan kyk na hierdie probleem, die eenheid en die veelheid probleem, wat nou al eeue lank deur die filosofe oorgewonder word. Hy sal vir ons die probleem skets en vertel waar dit vandaan kom en hoekom dit 'n probleem is. En dan sal ek self, François van Deventer, sal dan gesels oor die oplossing wat die liberaliste, die woke en die nazi's op die tafel gesit het. Dan gaan ons 'n uurlange breek hê, wat ons 'n bietjie koffie en tee en versnapperings gaan geniet, en direk daarna gaan Dominee Pieter Leroux vir ons praat oor die Bybelse oplossing, wat dan voortvloei uit die 3-eenheid waarvan ons lees in die Bybel. En dan die laaste lesing gaan Dr. Wikus Buys
gaan hy vir ons gesels oor die Bybel se toepassing, die toepassing van die Bybelse oplossing in terme van die individu, die gesin, die kerk en die samelewing. Indien u wil reserveer, u plek reserveer, ons het getalle nodig om te weet hoeveel koffie en tee en koekies en versnapperings ons moet gereed hê, dan kan u ons laat weet by fransovandeventer@gmail.com of 'n WhatsApp stuur na 072 3428 528. Ons hoop u om u dan die 15de Maart hier in Pretoria by die Gereformeerde Kerk Wonderboompoort om u daar te ontmoet en dat u dan saam met ons dit sal bywoon.